het jy iets gehoor? Wat het jy in jou huis? Sy sê, ek het niks in my huis. Al wat ek in my huis het, is net 'n flesie met olie. Ek het net die flesie met olie. Yes. Of die pot met olie, sê die ander skrif. As die pot klaar is, dan is my lewe klaar. En hoor wat sy gebruik die tweede stin, sy sê, hy sê, en nou, Come on. en nou, Hey. het die skuldeiser gekom, om my kinders te vang en hulle slawe te maak, terwille van my man se skuld. Woe, as dit nie maar is hier, as dit nie maar is hier, as dit nie maar is hier, ek wil iemand hier bemoedig, die waar is, die olie in God se huis, is nog steeds belangrik, die olie in ons lewe en in ons midde, is nog steeds belangrik, weet jy wat, as die olie wat die jong mens op die jeug, van die geslag kan red, sonder die olie, onze jeug is in die gevaar, sonder die olie, onze jeug is van slawe, slawe van drank, slawe van alcohol, slawe van al die dinge, die dergelijke dinge, maar weet jy waar die oplossing gekom, die oplossing was in die olie, as daar olie is, die kettings val af, kan iemand sê die olie, kan iemand sê die olie, die oplossing is die olie, as daar die olie is, weet jy wat gebeur, is dit slavernij, wat uitbreek, maar as die olie betrokken is, ek sê as die olie betrokken is, weet jy wat, kom ek het so verdenken, weet jy wat doen die olie, een voordeel van die olie, kom ek doen voordele van die olie, die een voordeel van die olie, en 1 Samuel 10, daar is een man met die naam van Saul, die Bijbel sê, en Samuel gaan met die flesie, en hy gaan saam vir Saul, en hy soek hom en hy kry hom, wat was Saul bezig om te doen? Saul was bezig om donkies aan te jaag, om donkies te soek, maar nadat Samuel die olie op Saul gegooi het, en man wat donkies gejaag het, hoe hard kom het nie meer achter donkies, dit was in die skade op, dit was in Godse mense, van een donkie jaag na een koning toe, die olie het nie verloor, om alles in jou leven. Kan iemand sê die olie? Kan iemand sê die olie? As ek praat van die olie, dan praat ek van die salwing. Ek sê as ek praat van die olie, dan praat ek van die salwing. Ons moet weer met die olie in ons systeem kry. Jy moet met die olie in jou systeem kry. Ons is hoog vir droe koortjies, droe liedjies, droe getuienis, droe boodskap, droe bemoediging. Waar is die olie? Ons voorbeeld van die olie. Diezelfde olie. Weet jy wat gebeur met die olie? Diezelfde olie. Word op een man. In 1 Samuel 16 kom Samuel met de hoorn. En hy vat die olie. En hy gooi die olie op iemand sy leven neer. Op klein David. Weet jy wat maak die olie? Die olie kan jou leven verander. Hy kan jou optel. Sê vir iemand dat die olie kan jou oplig. Olie lig op. Die olie kan jou optel. Olie kan jou pak aan. Ek sê die salwing kan jou beter maak. Hy kan dinge wat amplify en dat beter maak. Maar diezelfde salwing, as hy op jou leven kom, wie wat maak hy maak vijandskap. Hy trek vijande. Beteken like hulle jou nie so wat hulle nie like you, as omdat daar iets op jou leven is. As jy olie op jou leven het, Satan kan nie vriende met jou maak. David kreeg olie op sy leven. Toe David hy olie op sy leven kreeg, hoor wat gebeur. Hoor wat gebeur met David. Die Bijbel sê onmiddellik na die olie, toe hoor ons David het die encounter in die veld. Die eerste ding wat in hom kom is die leeuw. Toe kom daar een leeuw. Maar die leeuw het nie geweet, die man is gesalf. En David sê, vat die leeuw en hy as hy nie wel is daar. Na die leeuw toe kom die beer. Hy vat die beer en wat maak hy die beer? Hy verskeer, weet jy wat is die oor die beer en die leeuw? Die beer en die leeuw op die rol van die beer en die leeuw. Wie wat is hulle? As die soort
magte, daai soort stryde in jou lewe wat kom, wie wat maak hulle oefen net jou muscles, hulle maak jou net sterk vir dit wat aankom. As die klein stryde kom, moenie huil nie, moenie breek nie, moenie aan mekaar sak nie, jy wat vat hulle aan. As jy die klein challenges aanvat, weet wat gebeur, die Here gee jou muscles, hy gee jou muscles, en dan kom 'n groter geveg. David verslaan die leeu en die beer. Die staan die olie. Nadat die leeu en die beer verslaan is, Yes, sir. all of a sudden, toe word ons van 'n Goliath. As die man is daar, en as die man is hier, net nadat die olie op sy hoofd, toe word ons daar is 'n Goliath. En toe kom Goliath. En Goliath, daar kom ek in die storie, ons gaan nie daar nie. Ek wil net vir die wys, as jy die salwing het, jy kan 'n Goliath op die grond bring. Weet jy wat is 'n Goliath in 'n man en vrou se lewe? Weet jy wat is Goliath? Weet jy wat is Goliath? Goliath is nie so seer 'n vyand wat jou doodmaak nie. Goliath is daai soort vyand wat in jou lewe gestuur word. Elke keer as die Here jou wil promote, dan kom daar 'n Goliath. Dan Goliath moet jou promote. Goliath is hy groot vyande, maar die groot monde, maar jou verkeken, hoe kan jou laat val? Hoe gaan jy in die werking? Hoe sal daar niks van jou kom nie? Hulle kom eerste. As hulle kom, weet jy wat moet jy nou? Moet nie bang word nie. Begin die Here te loof, want promotion is op pad. Goliath se doel is om jou te... Na Goliath, toe kom Saul. Ons is met die olie, kan iemand sê die olie? Hoekom is die olie belangrik, die olie? Na Goliath, toe kom Saul, toe word ons van 'n Saul. Toen Saul kom, weet jy wat doen Saul? Die woord wat die Here sê, daar was so 'n liedjie gesing in Israel. En die waar is gesing, hy liedjie. Saul se duisende. Die vroumense, jy weet die vroumense, hy was baie praat. Oh, Saul verslaan duisende. David. Oh, maar klein David. Sy 10.000. Toen Saul so luister in die venster uit, toe kan hy nie meer uit 'n hanteer nie. As hy nie maar as hier. En weet jy wat gebeur? Saul wil vir David doormaak. Wanneer die dinge met David gebeur? Nadat die, as hy nie maar as hier, ek wil dit korter maak, ek wil kort maak, because of time. Die Bybel sê, druk dat daarna toe was daar nog 'n vyand wat na David toe kom. En die Bybel is spesifiek, hy sê, net nadat David klaar gesalf is. En hy was eers gesalf. Net toe hy klaar gesalf is as koning, toe is daar 'n volk, hy word genoem die Amalekites, die Amalekiete in Afrikaans. Toe die Amalekites net hoor David is gesalf oor die Israel, weet jy wat? Die Bybel sê toe kom die Amalekites. As jy nie waar is daar? As jy nie waar is daar? Die Amalekiete, die mense, weet jy wat? As die mense wat, weet jy wat maak hulle? Hulle wil jou progress stop. Elke keer as die Here jou 'n bietjie vorentoe stoot, as die Here jou vorentoe push, elke keer as dinge bevorder, dan kom die Amalekites, dan sien jy hier hulle weer kom, hulle wil stop dit wat die Here gedoen het. Wie kan keer wat die Here gedoen het? Die woordjie sê, as God begin beweeg, wie? Because of time. Toe kwam er nog 'n vyand. Na die man die olie gehad, toe kwam er nog 'n vyand. En die is 'n baie prominente enemy. As 'n ander soort een. Die vyand, soos die Bybel sê, your enemy shall be what? Is it someone of your own house or something that the scripture says? We don't know it. Die Bybel sê toe kom Absalom. En Absalom wil vir David doodmaak. David het vir Absalom geleer veg. Hoe vas jy spies? Hoe benader jy koning? Hy het hom hand opgelê en gesê, Absalom, jy hol hom so dom, dit is hoe jy doen. Onthou die Bybel sê, daar was eendag 'n dag waar die manne vir David wou ombring. Toe doen hulle 'n studie oor David, hoe gaan ons hom laat val? Toe kom een van die manne wat nou, van die intelligence van die kant. Hulle kom en hulle sê vir die manne, ons kan hom laat val. Maar wie wil ons kort 10.000 manne vir David? So David was gelijk aan 10.000 manne. Waarom vir David so gemaakt? Want David is een mens soos ek en u. Waarom vir David 10.000 man werd gemaakt?
die mensen wat die olie verstaan. As die mensen wat die olie ken of die olie verstaan. As jy die olie... Oké, dit is wat gebeur. Sy eie seun Absalom kom teen hom opstand teen hom op. En toe Absalom kom, Absalom probeer om vir David dood te maak, nie weet, en toe kom die Here tree in. Maar David so geheilig by Absalom se graf, of voor Absalom se dood. En wat vir die diebare sê, soos dit vir die ons opgesê het, as die duivel jou die seeste wil maak, as die Satan jou die seeste wil maak, weet wat doen hy? Hy gebruik mense baie na hy kan enige persoon, maar as hy jou seeste wil maak, dan gebruik hy mense. Kan iemand sê die olie? Kan iemand sê die olie? Ek wil net vir die diebare wat ek help my gou lees en lees ons oor die olie. Die woord van die Here maak melding van verskillende olies en wil net vir die vat so deel 2, 3. Amen, ons is amper klaar. Waarom is die olie belangrik? 2, 3 olies. Die eerste olie is opgeskryf in Openbaring 3. Dat is 3:8 en Openbaring 3:18. Daar's 'n olie wat opgeskryf wat gemerk word in God se woord. En daai olie in die Afrikaanse Bybel wat daai olie genoem het, wat genoem die oogsalf. Kan iemand sê die oogsalf? Wat sê 3:18? Wat sê 3:18? Vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur die vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere aantrek sodat jou skande en jou naakheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan iemand sê oogsalf? Ek raai jou aan om oogsalf te koop. Wat is die doel van oogsalf? Die doel van oogsalf is as die Here oogsalf gee. Oogsalf help jou om te onderskei. Die alles onderskeiding is wanneer jy begin aan die gees begin te sien. Weet jy wat onderskeiding werk so? Die vleeslike oog wat ons hier het, beteken kan die oog jou bedrieg, dit kan jou verlei, want vyande kan voorkom soos vriende, en die oog kan hulle aansien as vriende, maar as jy oogsalf op jou oog het, aankom daar vreemde of vriendelike vyande, gou die oogsalf, hy haal hulle uit. As jy nie maar sien, en sê die oogsalf haal hulle uit, jy kan sien wie is 'n vriend. As ek met die eerste keer vanmorgen, kan iemand sê oogsalf? Kan iemand sê oogsalf? Kan iemand sê onderskeiding? So wat maak die Here, as die Here jou salf, hy gee jou onderskeiding. Onderskeiding bring wysheid. Hy wysheid dat jou leer en sê, nie daarna toe, nie daarna toe, nie daarna toe, nie die kant toe. Weet jy hoekom ons kom oogsalf weer in die huis van die Here? Die oogsalf sal ons help. Oogsalf sal vir ons sê, wie is opreg en wie is vals. Ons het valse mense wat opreg voorkom. As jy oogsalf het, jy kyk hier hulle, jy sien hier hulle, alle hulle volmoed, alle hulle warm, en jou binneste jy sien, hey, dit is die Bijbel. As jy nie maar sien, as jy nie maar sien, ek vraag jy nie maar sien, kan iemand sê oogsalf? Kan iemand sê oogsalf? As ons die oogsalf kry nie, as ons die oogsalf kry nie, die nyankasse sal ons klaarmaak, die toornaar sal ons klaarmaak, hulle sal binne in die kerk kom, dan maak hulle sy goedjies, want niemand kan sien, niemand kan onderskei nie, maar as daar oogsalf is, as die Bijbel daar aankom, dan gewaar ons om, as hy hier kom, dan die tweede olie in Lukas 7:37, hy wat genoem die fragrant oil, die lekkerryk olie. Kan iemand sê die lekkerryk olie? Baie van hulle is al sit maar net by. Vers 37 sal sê, en toe 'n vrou in die stad, kan iemand sê lekkerryk olie? Waar sê? En toe die vrou in die stad wat 'n sondares was verneem dat hy in die Fariseërs huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebreek en agter by sy voete gaan staan en geween, en die voete nat gemaak met haar trane, en het afgedroog met haar hare, en haar hoof gesoen en haar voete gesalf. Ja, ons weet dit.
Toe die Fariseërs wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as 'n profeet, wat sou hy gewees het, watter soort vrou? Oké, kom ons gaan om tyd te bespaar. Die vroegie kom, sy breek die olie, jy weet, dis kort, die Bijbel noem het kostbare olie. Sy vat die olie, sy breek die fles, sy gooi dit op hom neer. Die ander gedeelte, of die ander skrif in die Revelation sê, hy sê toe die olie gebreek word, sê die een gedeelte, hy sê, toe is die hele atmosfeer, is die wat is daar? Toe word die hele atmosfeer gevul met die fragrance, met die lekkerheid. Is die wat, kan iemand sê die lekkerheid olie? Kan iemand sê fragrant oil? Weet jy wat is die lekkerheid olie? Jy moet as 'n kind van die Here, moet jy die fragrant oil dra. Weet jy wat doen die fragrant oil op hy olie? Hy is die olie wat atmosfere breek. Hy is die olie wat atmosfere kan dent. Is hy soort olie, as jy die olie op jou lewe het, dit maak nie saak, waar kom jy nie? Jy dra die lekker olie op jou lewe. Kom jy in 'n huis wat daar verbittering is, weet jy wat die fragrant oil op jou, die olie breek. As jy nie maar sien, ek sê die olie breek die atmosfere. Kom ek vir die verdeling oor atmosfere. Ek sê dit ons die mens gesê lees, dis wat atmosfere weet soos die. Het jy geweet, as jy kan beide kan staan of aankom, dan skyn er 2 mense van jou, wie dan praat hulle met jou. Ek sê vir jou, hy is so gevaarlik, hy is so wat en wat, dan skyn hulle, as jy inkom, dan change die topic nie. Ek sê die, jy weet wat hoe mense is. As jy daar inkom, weet jy wat, as jy inkom, weet jy kan opdeel, dan is van jou gepraat. Dit is die regte mense. Sê onderskeid. Weet jy, as jy in 'n plek kom, jy kan onderskeid, daar was van my gepraat. Weet jy hoe weet jy? Jy weet van die woorde sit in die atmosfeer. Kous as jou signaal reg is, die woorde wat nou geuiter is, hulle hang hier. As jy inkom en jy's 'n man van atmosfere, jy onderskeid die atmosfeer, dan weet jy, hier. Wat word nou so lekker gepraat? Dit was nou gelag, nou is het ernstig gepraat. Jy tel die atmosfeer op. As jy nie wat is hier, kan iemand sê die lekker olie? Kan iemand sê die fragrant oil? En die verlangen van die Here is met die olie die Here wil hê. Ons moet weer die olie dra. 'n Olie wat fragrance bring. Die wêreld is so verbitter. Die wêreld is so verdorwe. Die wêreld is so verdeeld. Dan kom jy ook nog met jou eie verdeeldheid. God soek manne en vroue wat sê, Here, ek wil 'n vessel wees wat hy olie dra. Maak my 'n vessel wat hy olie dra. Ek wil die regte fragrance wil ek dra. As ek by 'n plek kom, ek wil u omkrap op deur mekaar na toe. As ek daar kom, ek wil 'n blessing wees. Iemand kan die fragrant oil, dan weet jy hoe weet jy die fragrant oil. Hy soort mense is altyd 'n blessing. Yes, sir. As hulle by jou is, die wens altyd kan hulle nog langer gebeur. Hulle is 'n blessing. Daar's met die mense, so gou as hy by jou gekom het. Weet jy, as hy so sit by jou, like, Here, kan hy nie nog gaan. Amen. Amen. Ja. En dan bly nog net die vraag, hy is aan nie nog teen nie. Sê sommer om die water het gestop. Amen. Sê, weet jy wat gebeur? Dan beteken die aura rondom die persoon is die regie. Daar sekere mense sê aura is die regie. Jy moet dat, Here, ek is die Christ. Because of time, die kom ons maar klaar. Psalm 22 sê, 22:10. Psalm 22:10, kom ons maak het vinniger praat van die vars olie. Kan iemand sê vars olie? Vars olie. Kan iemand sê fresh oil? Fresh oil. Die Here sê dan, ja, 22:10. Was kyk die vyande, o Here, die vyande sal vergaan, al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Psalm 22:10. Yes, Is het 12? As jy daar? Psalm. yes. Maar u verhoog my horing, Yes. soos van 'n buffel. Hoor die Afrikaanse Bybel sê anders dan kyk, dit is reg. Ja. U verhoog My horing soos die van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Kan iemand sê vars olie? Kan iemand sê vars olie? Ek weet nie wie is hier nie, maar ek bid mag die Here vars olie op u bring, amen. Mag die Here iemand oogsalf gee vanoggend. Mag die Here u oogsalf gee. Die donkerte wat omwestig in jou huis, mag die Here jou oogsalf gee. Mag
jou sien met die oë. Jou lewe in die huis gaan agteruit, jy verstaan nie wat gaan aan nie. Mag die Here jou oog sal gee sodat jy dit kan sien. Laat jy kan sien wie is daai wat agter jou lewe en agter jou huis lê. Mag God die oog op, mag ons sien nie daarmee. Halleluja, mag die Here die tweede ring gee. Mag die Here die fragrant oil gee vanoggend. En mag die Here die varse olie. Die varse olie. Weet jy wat doen varse olie? Varse olie hou alles vars. Iemand wat, because of time, Christmas volgende tijd. Zacharia 4:12, dan mag ons klaar hiermee. Amen. Zacharia 4:12, because of time. Vers 12 sal sê, en ek het toen nogmaals gespreek en vir hom gesê, wat beteken die twee olijftakkies Yes. Olijftakkies. aan die kant van die twee goue pype, wat goud uit hulle laat uitstroom? Ja. Toe antwoord hy en sê my, Hoor wat doen die? Die as olijftakkies. Omdat die olijftakkies is verantwoordelikheid vir die produce van olie. Maar hier sê die Afrikaanse Bybel, hy sê, die takkies spoel wat uit op my voer wat uit. pyp goud. Sê daar? Wat beteken die twee olijftakkies aan die kant van die twee goue pype waar hulle Aan die kant van die twee goue pype waar hulle uitvoer, kan iemand sê golden oil. Kan iemand sê goue olie? Weet jy wat is die doel van die goeie goue olie? Die golden oil. Die golden oil is die soort olie wat gebruik was in die dag van Zacharia, ook in die dag van Nehemia. Ja, maar as jy dit om alles by te sit nie. Maar dat was die soort dag, toe die Here van Nehemia salf, in die ander gedeelte sê die Here van Nehemia, van hulle salf toe hulle gaan bou, hy sê vir hom, die hande van Zerubbabel het begin, en diezelfde hande sal dit eindig. As jy nie waar is daar? Yes, sir. Die doel van die goue olie om het korter te maak en om vinnig te maak, is die olie wat jou help om klaar te maak dit wat jy begin het. As jy nie waar is hier? As die soort olie wat it helps you to finish whatever you have started. En ek weet ons wel vir iemand wat beteken is dit so, as mense wat mooi dinge begin, wat pragtige idees en pragtige gedagte, pragtige dinge beetpak, maar die een swakheid is, hulle kan nooit klaar maak dit wat hulle begin het nie. Beteken is dit nie so seer dat hulle nie kan nie, beteken is daar 'n vos, as 'n hindernis, daar is 'n vos, wat jou keer en wat jou elke keer stop. Daarom het die Here gesê, die hande van Zerubbabel het het begin en die hande sal dit klaar maak. Ek wil iemand hier sien, ek het nie wat ek die beet gepak in die seisoen nie, ek het nie wat die begin in die seisoen nie, maar ek bid mag die Here in die goeie olie gee, die olie wat jou sal help om klaar te maak, dit wat jy begin het. Halleluja, gee die Here so wonderlike pryse. Ek het seker nog net hoeveel minute oor. Ek sien die motor die man stap omtrent rond die biddies, as ek op het hy. Nog 5 liter. Die waar is nog die laaste, dan maak ons klaar. Die vroukie sê, ek het wat in my huis. Flesje olie. Kom die baas, die vroukie sê, ek het wat in my huis. Net een flesje. Een flesje olie. Die profeet sê vir haar, vat die olie. Vat die olie. Gaan leen kanne. Gaan leen. Ek weet as ek met die echte blijf vanoggend. As ek met pastor Dirk se 400, die profeet sê vir hom, gaan leen kanne. En die profeet is spesifiek, hy is spesifiek. Hy sê, gaan leen kanne. Sê vir iemand, gaan leen kanne, my broer. Gaan leen kanne, my sister. Maar hier is die voorwaarde, die kan moet leeg wees. Sê vir hom, die Here soek leeg kanne. Ek weet die mense hier glo met die olie wat ons hier verduidelik het. Die Here is bereid om die olie op je te gooi. Hy is bereid om jou vol te maak. Maar die een voorwaarde is, die kan moet leeg is. Maar jou kan baie mense nie vir die Here dinge doen nie. Hoekom kan die Here jou nie salf en gebruik en lei nie? Jy is te vol van jouself. Jy is te vol van ander dinge. Die profeet sê leeg. Kan iemand sê leeg kanne? Kan iemand sê leeg kanne? Jy sien as jy met die Here beweeg, elke nou en dan moet jy by die kruis kom, want jy wil net leeg maak, sê Here, haal uit die trots, haal uit die hoogmoed, haal uit die dinge, haal
Ons het 'n veelkanne wat vol is van alles. Vol van die politiek. Jy ken alles. You know everything. Jy kan net hier vra. Vol van alles. Maar as het by die Godheid kom, zero. As het by die Godheid kom, zero. Weet jy hoekom is het zero? As jy zero en het zero, as jy die Here stand gereed, soos nou, die geestelike flesie is reg om te vul, maar die flesie is deursoek en opsoek na leeg kanne. Ek heb 'n tweede voorwaarde vir hy kanne. Hulle moet dan ten minste skoon wees. Oh, As het nou by die ou evangelie was, dat hy hom gestoot soos hy gestoot word. En die ou evangelie het in ons kerk gesê, die Here werk nie deur veel kanale nie. Amen. Amen. Die nuwe geslag wil missie so gepreek word. Jy wil alles doen, jy wil remoe, jy wil hier doen, maar jy bly volhou. Dit werk nie so nie, broer. Iewers op 'n stadium sal jy moet skoonmaak. Die Here wil iemand het hier die vraag gevra, hoe sal dit lyk? Hoe sal dit lyk? Hoe sal dit vir ons lyk? Ons word water gevoer, maar die pyp in die binnekant is vol modder. Tot vandag toe, ek weet nie by hier nie, by my huis, daar word nie kraanwater gedrink nie. Ek bly in Ritchie, iemand nog nie weet nie. Ons in Canada kom in Ritchie. Onze water het nie waarheid nie. Vandag is hy rooi, morgen is hy bruin. Staan nie vroeg in die morgen op. Jy kan nie te vroeg op wasgoed water tap nie. Hy is nog fijn uit. As die water fijn is op wasgoed, wat te sê? Wat te meer? As jy nie wat is hier. Maar waarom wil ons die Here moet vloei? Hy moet in jou vloei, maar ons mag niet skoon nie. Ek weet nie wat sê die skrif in Afrikaanse, maar weet, my Engelse Bybel sê, hy sê, in a great house, there are not only vessels of silver and gold, but also of earth and of wood. En hy sê, ja, as reg, nee, ja, en hy sê, ja, in a great house, daar sien net vessels of bekers of gestaamtes van silver en van goud, maar ook van hout en van klei. As jy nie wat is hier, maar hy sê, elke vessel, ek moet net so verduidelik, uit my dinges, en hy sê, elke vessel wat homself skoon maak, as elke homself kan skoon maak, if you purchase yourself, you will be ready for the master's use. Jy moet by jou punt kom waar jy net sê, Here, hiertoe, en nie meer verder nie. Help my, hiertoe. Kan iemand sê leekane? Kan iemand sê leekane? Kom ons staan die waar, as ons sluit ons verder gaan, dan weet ek sluit nog af. Die profeet sê, as jy die leekane het, gaan in Kerala, Zenamo, get in hier, gaan hier in. En waarom gaan we af? Is het recht? Heerlijk, vrees ek as in die taal. Maak toe die deur achter jou. Ek loop aan met gosse man, hoe kan ek nie goed ken nie? Maak die deur achter jou toe. Ek weet nie staan langs en die sê van iemand, maak die deur achter jou toe. Oh, maak die deur achter jou toe. Die grootste wonderwerke gebeur wanneer manne achter toe deur staan. Ek praat van achter toe deur met die Here self. Oh, halleluja. As die Here wat rasie voor die mense. Jesus het van die toele bid. Toe sê Jesus vir die Fariseërs, julle bid om deur die mense gesien te word. Julle bid sodat die mense julle moet sien. As julle vast, dan trek julle die hele wêreld. Ek is op vast. Jesus sê, gaan in jou kamer na die deur toe. Roep die Here daar aan. Die God wat jy in die geheim aanroep, as die God wat jou in die openbaar sal vergelden. Ek weet nie praat met die regte mense nie. Daar is deure wat moet toegemaak word. Wat is die doel van die deur? Die doel van die deur is om dinge buite te hou en sekere dinge binne te hou. Ek weet nie met wie praat ek nie, maar daar is van die, daar sekere deure wat jy moet toemaak. Hy deur met hy verkeerde vriende moet toegemaak word. Hy deur met hy verkeerde hy moet toegemaak. As hy deur die toe is, hy sal nergens groei, hy sal nergens kom nie. Sekere deure. As
sekere deur nie toegemaak is nie. Daar's 'n jong man wat so baie na aan my sê, ek sê altyd vir hom, jou probleem in die verhoudings is die. Jou probleem in die verhoudings is die. Hy manifesteer sommer. Ek praat nie met jou nie. Hy manifesteer sommer. Amen. Hy los te veel oop deure. Ek sê maar die jong man, weet jy wat? As jy 'n meisie gehad het en dinge werk nie uit nie, hy gaan nie tot daar en sê nee, ons is nou klaar. Amen, ons is klaar. Nee, hy los hy deur nie net so op te gaan nie daar. As die dinge nie werk nie, dan kom hy weer terug. Ek het gesien, as ons so travel en ons gaan preek, byvoorbeeld by vlekke, hier kom in welkom, hier kom in gelukstal, hier kom iemand in die wetenskap, soos ons altyd travel, as jy travel, nee, die godsman het 'n reëling oor. As altyd 'n dier wat oop is daar. Net vir in case. As jy nie waar is hier, 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 ek sê, maak toe die diere. As sekere diere nie toegemaak is nie, seker ander regte diere kan nie oopgaan nie. As die diere nie toe is nie, ander regte diere kan nie oopgaan nie. Hoe verwag jy sal nie getrou word, jy sal nooit trou mos nie, want die ander diere is nog oop. Jo, Ons bedoel nog nie en ons praat maar nie. Ons praat maar nie. As jy nie waar is hier, as jy nie waar is hier, as jy nie waar is hier, die diere was toe, jy weet nie, ken die storie, die olie was uitgegooi, die kanne was gevul. Profeet sê van hy kanne, die olie was so baie, of dit was so baie, laat die mense oornag, het hulle like miracle beleef, hulle beleef oornag, soos wat hulle sal sê, 24-hour miracle beleef hulle, baie vannacht, verkoop die olie, sê die profeet, bring die geld, betaal die skuld, vat die oorblijfsels, en lewe jylle daarvan. En nie met wie praat jy, maar of iemand sê, as jy die Here vertrou, maak die sak hoe lang lyk dit vat nie. As jy die Here vertrou en jy die olie in jou lewe, die olie sal produce op sy regte tyd. Die olie sal vrugte dra op sy. Halleluja. Kom ons bid gou. Vader, ons bid saam met manne en vroue, mamas en papas, boediesies, kinders en kleinkinders, ons bid vir hulle, die woord gegee en die woord sê, in Openbaring, laat die wat hoor en laat hoor, wat die gees van die Here in die gemeente sê. Ons het die woord gegee, oor het gehoor, en so bid ons, U sê, Johannes 15:4, julle is reeds al rein, deur my woord het ek oor julle gespreek. Soos dat die woord gespreek is, so bid ons dat die elkeen sal ontmoet op die vlak van hulle geloof. Meet them, Lord, on the level of their need. I pray will you touch each one of them. Waar die tekort kom is, ons bid dat die Here sal vul. Waar daar oortemaak is, ons bid dat die Here dit regmatig sal maak. So bid ons dat die hand van die Here wat hier tekort is, vanaand uitgestrek sal word. Iemand in die plek sit met dieselfde stryd van die vroukie, net op 'n ander wyse. U wat jare gelede voorsien het, U is nog steeds die God, die Alpha en Omega, en alles tussenin. So bid ons dat die hand van die Here op elkeen sal rus. Laat as U, soos die liedjie sê, terwyl U die ander seën, gaan my nie verby. So bid ons, as U die olie uitdeel, gaan my broer nie verby, en gaan my suster nie verby nie.